laat my gou toe kerk van God, halleluja, net om 'n gedagte te deel saam met julle. Die Bybel maak melding en die Bybel sê dat hierdie gedagte wat in Christus was, moet ook in julle wees, kerk van God. En die Bybel maak weer melding. Hy sê plaas jou dinge, jou gedagte op die dinge daarbo waar Christus Jesus sit aan die regterkant van God die Vader. Ek wil saam met iemand praat en saam met iemand deel, kerk van God. Al gaan jy deur watse stampyn stote, al slaan die lewe jou klip hard of hoe hard, kerk van God, wees verseker, halleluja, dat David maak melding, hy sê dat hy het my hart gestamp, halleluja, maar wees verseker dat daar is purpose, daar's 'n rede hoekom God dinge toelaat in jou lewe, daar's 'n rede hoekom God sekere dinge, halleluja, in daai seisoene laat realiseer, want dit is deel van God se predestination, deel van God se preordained plan en wil vir jou lewe, kerk van God, halleluja. Ons mag miskien nou nie die plan sien nie, maar wees verseker dat ons lewe deur geloof. Ons kyk nie na die dinge wat ons nou kan sien nie, maar ons kyk na die dinge wat ons nie kan sien nie, want die Bybel sê, halleluja, that faith is the substance of all things hoped for and the evidence is not yet seen. So the evidence is there, but the evidence is not yet seen. So ek wil saam met u 'n gedagte deel, 'n gedeelte deel, kerk van God, halleluja. Bybel sê Christ in us the hope of glory. Daar is hoop in jou situasie. Daar is hoop, daar's lig in jou situasie, in jou huidige situasie waarin jy in jouself bevind ook. Halleluja. Die Bybel sê dat ons is nie sonder hoop nie. Halleluja. Ek wil saam met iemand praat en saam met iemand deel, kerk van God. Al gaan jy deur hoe soete, halleluja, al gaan jy deur watse trials en tribulations, al staan hy dink soos 'n berg hier voor jou. Die Bybel sê, you have faith to say to this mountain, be removed and be cast into the seas. Halleluja. Ek wil saam met iemand deel dat jou geloof, halleluja, halleluja, will not only just carry you in the season, but your faith in God is very important. Die Bybel sê dat geloof kom deur hoor en hoor deur die woord van God. Ek wil saam met iemand praat, saam met iemand deel. Halleluja, jy is nie per toevallig in 'n situasie waar die Here in jou beplaas het nie. Ja, jy was miskien in onkunde in hy situasie, in hy trials en hy tribulations waar jy deur gaan, maar wees verseker, halleluja, God het 'n doel en 'n plan en 'n rede hoekom hy jou persoonlik toelaat om deur daai ding te gaan, sodat jy 'n testimonie kan wees, sodat jy 'n getuie kan wees. Halleluja. Paulus sê my lewe is 'n oop brief. Ek praat nie van dinge wat nog nie gerealiseer het in my lewe nie. Ek wil saam met iemand deel en praat. Halleluja, daar's redes hoekom die Here sekere dinge op jou pad plaas, want because waar jy se getuie vir ander mense. Halleluja, jy het jou eie storie en jou storie, halleluja, gaan volgens die wil en die plan van die Here. So jou storie moet voltooi. Jesus het sy eie storie gehad en die Bybel sê hy het gekom in die volume van die boeke as geskrywe van my Here om u wil te doen. Ek wil saam met iemand deel en sê dat halleluja, jou doel en jou plan en jou wil is, halleluja, is 'n deel van God se heilsplan en wil, halleluja, vir jou lewe. Remember that God is in the story. Hallelujah. Paulus sê hallelujah, dat hallelujah, ek het die goeie wedloop, ek het gehardloop. Hallelujah. En die Bybel sê, kerk van God, wees verseker hiervan. Hallelujah. That we are not forsaken and that we are not alone. Ek wil saam met iemand deel hier gedagtes. Hallelujah. Hou vas. Because why you are near, jy's om die draai, kerk van God, nie net only just by your breakthrough, no. Ek is nie 'n mens wat halleluja in hy konteks en hy dimensies in wil praat nie, maar ek is so om 'n woord en 'n gedagte te deel saam met iemand wat hierdie video kyk nou, halleluja. Wees verseker dat God is met jou. Immanuel, God binne in my, saam met my. Halleluja. So wees verseker dat elke situasie, trials en tribulations, omstandighede, probleme is deel van God se plan. Deel van God se, halleluja, se predestination plan vir jou lewe. Hy sal mos nie vir niks sê dat ek in die planne wat ek aan gaande jou lewe koester.